Gebeur met almal van ons en dit raak almal van ons dat daar sterftes voorkom. Partykeer iemand naby aan 'n mens. En dan wonder 'n mens, die dood. En dan luister wat sê Filippense 1. Ek lees vers 23. Want ek word van weerskante gedring. Ek het verlange om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Toe Paulus hierdie woorde geskryf het, sit hy in die tronk in Rome. En kort hierna waarskynlik is Paulus in opdrag van keiser Nero blykbaar onthoof. Maar in Paulus se woorde kry ons geen swaarmoedigheid en beangstigheid nie. Hy sê, wat maak dit? Hierin verbly ek my, sal my ook verbly. Vir my is die lewe Christus en die sterwe is wins. In Korintiërs 15 praat hy mos en sê dat die dood dat die angel van die dood uitgehaal is. Maar dis dalk iets waaroor ons wonder, die dood en dan, wat word van my siel? En eintlik maak ons al reeds 'n fout. Volgens Jesus sterf 'n gelowige mens nie werklik nie. Wie in my glo sal lewe al het hy ook gesterwe. En elkeen wat in my glo sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. So die Here Jesus in Johannes 11 gesê. So wat gebeur? Jy gaan heen. Dis 'n adresverandering. Hy gee dan ook die adres waarheen jy gaan. Ek gaan na Christus toe. Die siel van iemand wat heen gaan is nie bewusteloos as iemand wat onder narkose is of iemand wat in 'n bokskruit uitgeslaan is nie. So iemand is volledig bewus van elke oomblik wat hom aangaan en dit maak alles soveel te meer heerlik. Wat gelowiges se siele betref, weet ons reeds wat hulle bestemming is. Die ontslape ongelowige se siele het ook 'n bestemming waar hulle soos in 'n tronk sal verkeer, nie vryheid van beweging het nie. Die oomblik toe die Here Jesus gesterf het hy gesê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Maar tog weet ons, sy aardse liggaam is daardie aand begrawe in die tuin van Josef van Arimatea. So die antwoord hier is hard, maar eenvoudig. Na my dood ontbind of vergaan my liggaam. Dis 'n voorlopige toestand, want ons weet mos dat die verganklikheid nie die onverganklikheid kan beerwe nie. Natuurlik is dit nie so dat die liggaam, die oorskot minderwaardig is nie. Want hierdie selfe liggaam van my gaan soos die Here Jesus in weer opgewek word en met my siel herenig en verheerlik word. En onthou in die Here Jesus se graf het daar nie menslike reste oorgebly na sy opstanding nie. Ons moet eerbiedig omgaan met die liggaam as skepsel van God. Maar hoe werk dit dan nou hierna? En dan moet 'n mens nou seker die onderskeid tref tussen gelowiges en ongelowiges. Die Bybel leer almal sal weer opgewek word. Almal wat ooit op aarde gelewe het. Met die Here Jesus se wederkoms onverganklik opgewek, met hulle siele verenig. Maar dan kom maar 'n duidelike verskil tussen die gelowiges en die ongelowiges. Ongelowiges word liggaam en siel in die hel gewerp. Daar's nie plek op die nuwe aarde nie. Een ding is seker, elke mond sal verstom en almal sal moet erken dat God volkome regverdig is. Dis die tweede dood waarvan Openbaring 2 praat. Maar die gelowige se lewe, sy liggaam word nie alleen opgewek nie, word ook verheerlik. Soos die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra, so sê Paulus in 1 Korintiërs 15 vers 49. En kort voor sy sterwe wat hy sê, want ons burgerskap is in die hemele, vanwaar ons ook ons verlosser verwag, die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam. Ons sal soos Jesus word. En weet jy, as ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode.
Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. En dit word vir ons baie duidelik te wees waarom Paulus dan vir die gelowige mense kan sê, ek wil nie hê dat julle langer onkundig moet wees nie, met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Dit staan in 1 Tessalonisense 4 vers 13. Want ons is volledig vertroos in lewe en in sterwe, want ons behoort aan die Here. En daarom is die dood nie 'n verskrikking nie. Die dood, dan volg die heerlikheid, selfs in verheerlikte vorm. Kom ons bid. Dank Vader vir u genade. Dankie vir die heerlike verwagting wat u vir ons in die woord ook leer, van verheerlikte liggame, van saam met u te wees. Verheerlik u self al meer in ons, totdat ons geloof kan kom by die punt waar dit kan oorgaan in 'n heerlike aanskoue. Ons bid dit om Christus wil. Amen.